Goeiedag, baie dankie dat jy ingeskakel het. En mag jy so op die ou jaar die Here se liefde, die Here se vrede en die Here se genade beleef. Voor ons gaan kyk na 'n boodskap vir ons vir 2026, kom ons sit net so en kom ons doen 'n gebed saam. Ons Here, U is elke dag by ons. U is elke dag ons God. Here, as ons terugkyk oor 2025, dan kan ons as 'n geloofsgemeenskap, dan kan ons as kinders van die Here net weer bely en net weer erken dat U ons nooit in die steek gelaat het en dat U ons nooit verlaat het nie. Here, dankie dat ons hierso op die laaste dag van die jaar, op die 31ste Desember, Here, dankie dat ons net weer saam met ons geloofsfamilie in U teenwoordigheid kan stil word. Here, dankie dat ons net bewus kan raak, ten spyte van al die musiek rondom ons, ten spyte van die vuurwerke, ten spyte van al die partytjies. Here, mag ons net vir 'n paar oomblikke, vir 'n paar minute, net weer opnuut bewus wees en bewus raak daarvan, dat U lief is vir ons en dat U goed is vir ons en dat U vir ons is. Here, kom gee vir ons 'n boodskap, kom bring vir ons 'n sterk boodskap vir 2026. Here, kom breek hierdie woorde van Jesaja 46 vir ons oop. Amen. As jy 'n Bybel by jou het, as jy dalk daar sit met jou Bybel-app, kan jy saam met my oopmaak by Jesaja hoofstuk 46. Vandag se hele boodskap gaan daaroor dat die Here ons gaan dra. Die Here het ons gedra die afgelope 12 maande, maar ons staan nou op die vooraand van 2026. Die boodskap van vandag en die boodskap wat ons kry hierso in Jesaja 46 is dat die Here vir my en dat die Here vir jou elke dag sal dra. Maar kom net so 'n bietjie agtergrond, net so 'n bietjie 'n terugblik oor 2025. Baie van ons lidmate sal sê 2025 was 'n wonderlike jaar. Baie mense het floreer, hulle het geblom, hulle het finansiëel kommervry deur die jaar gegaan, hulle gesondheid was robuust. So baie mense sal sê dit was 'n goeie jaar, dit was 'n great jaar. Meeste mense glo ek sal sê dit was so 5 uit 10, 6 uit 10, niks te tragies nie, niks te groot nie. Maar dan is daar, as ons dink aan wat in die groter deel, in die groter wêreld aangaan het, dan kom ons agter, daar was groot probleme in die wêreld die afgelope klompie maande. Daar's 'n burgeroorlog in Sudan. Ons weet van soveel mense, die VN praat van 300 miljoen mense wat nie genoeg kos het nie. Ons weet van 'n oorlog in die Oekraïne, ons weet van 'n oorlog in die Midde-Ooste. Soveel mense, in 'n ander verslag van die VN praat hulle van 60% van mense wat sê hulle het nie werk nie, of hulle is bekommerd dat hulle nog steeds 'n werk in die toekoms gaan hê. So, op 'n persoonlike vlak het dit goed gegaan met baie van ons, maar as ons kyk wat in die wêreld aangaan, wat die afgelope 12 maande in die wêreld gebeur het, dan kom ons agter, daar was baie probleme, baie uitdagings. As ons dan so 'n bietjie die kamera net so 'n bietjie inzoom en die vraag vra, hoe gaan dit in Suid-Afrika? Sal baie mense sê, maar ons het in ons land ook maar 'n klomp probleme. Daar's gebrekkige leierskap. Ons leef in 'n land waar daar 70 mense elke dag doodgemaak word. Daar's misdaad, daar's armoede, plek is daar droogte. So ons bly in 'n land waar alles nie rooskleurig is nie. Alles gaan nie klopdisselboom nie. Maar dan as ons dit nog bietjie nader trek, weg van die wêreld, weg van Suid-Afrika, as ons kyk wat in ons persoonlike lewens aan die gang is daar net baie mense wat sal sê, "Sjoe, 2025 was vir my 'n swaar jaar. Ek het gesukkel met angs, ek het gesukkel met depressie, ek het ge-worry heeltyd oor 'n kind. Daar was soveel probleme. Ek was nie kommervry as dit gaan oor my finansies nie. Ek het gesukkel met my gesondheid." So baie mense kyk terug op 2025 en hulle sê, "Maar dit was nie vir my 'n wonderlike jaar nie. Ek het nie die goedheid en die guns beleef wat ek gehoop het of wat ek geglo het ek sal leef nie." So die vraag vir vandag is, wat maak ons as ons op 'n persoonlike vlak baie probleme het? As ons dink aan die probleme van Suid-Afrika, as ons dink aan al die uitdagings van die wêreld, hoe moet ons dit hanteer? Julle, want ek en jy is mens en die realiteit is baie keer, as ons so hierdie probleme sien, as ons hoor van al die uitdagings, as ons hoor van die oorlog en die hongersnood, dan is dit asof ons so vaskyk teen dit, en dis al wat ons naderhand raak sien. So ons is kinders van die Here. Ek en jy is 'n seun van God, wees 'n dogter van God. En ons moet op 'n sekere manier na ons eie wêreld, na ons eie leefwêreld, ons moet ook op 'n sekere manier na 2026 kyk. En daar's 'n belofte, daar's 'n waarheid in Jesaja hoofstuk 46 wat ons kan help. Dit gee vir ons 'n boodskap vir die volgende 12 maande. Nou kinders, die van julle wat die Ou Testament dalk nie so goed ken nie,
Jesaja is 'n profeet wat met die volk gesels terwyl hulle in die ballingskap is. Nou wat is die ballingskap? Dit was die donkerste tyd in die geskiedenis van Israel. Hulle is weggevoer, hulle is soos gevangenes, soos kriminele weggevoer na 'n ander land toe. En hier in Jesaja 46 is ons nou so al aan die einde van die ballingskap, maar hulle weet dit nog nie. So die Here praat met hulle terwyl hulle daar in die omgewing van Babel sit. So kom ons gaan lees hierdie woorde en ons vra die vraag, maar wat is dit wat die Here ook vir ons wil sê vir 2026? Ek lees Jesaja 46 vanaf vers 3. Lees asseblief saam met my. Die Here sê, luister na my. So dink aan 'n vriend wat jy so aan jou skouers vat en jou in die oë kyk en sê, hierdie is belangrik. Spit jou ore, los jou selfoon, sit die radio af, luister nou wat ek gaan sê. So die Here God sê self, luister na my, nageslag van Jakob. Almal wat oor is uit die nageslag van Israel. Julle vir wie ek gedra het van julle geboorte af. So die woordjie dra is verskriklik belangrik vir vanaand se boodskap. Julle vir wie ek gedra het van julle geboorte af, wat ek vasgehou het, van dat julle daar is. Ook tot in julle ouderdom is ek die Here. Met ander woorde, totdat julle oud gaan wees eendag, is ek die Here. Tot in julle grysheid, en dan hierdie belofte, sal ek julle dra. Ek het julle gemaak, en dan hierdie belofte, ek sal julle vashou. Julle dra en julle red. So ons, aan die begin van 2026, ons kan dit nie mis nie. Die Here sê, hy is die een wat ons dra, hy is die een wat ons vashou. En dan verwissel die Here ratte, en hy sê vir die volk, hy sê ook vir ons vandag, daar is niemand soos hy nie. Met wie kan julle my vergelyk? Aan wie kan julle my gelykstel? Met wie kan julle my op een lyn stel? Wie kan 'n vergelyking met my deurstaan? Dink aan wat vroeër gebeur het, lank gelede. Ek is God. Daar's geen ander nie. So die Here sê vir die volk, daar's geen God soos hy nie, daar's geen wese soos hy nie. Ek is God. Daar is niemand soos ek nie. En nou, aan die einde van hoofstuk 46, is dit asof die Here weer ratte verwissel. Hy het gepraat daaroor dat hy ons in sy hand hou. Hy het daaroor gepraat dat daar geen ander wese, geen ander God soos hy is nie. Hy is die enigste God. En nou sê die Here, ook die toekoms is in sy hand. Lees saam met my. Ek kondig van tevore aan wat later sal kom. Lang tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat ek besluit het en dit gebeur. Wat ek wil, doen ek. Julle, ons lees dit vandag tot sover. Hierdie is 'n onbekende gedeelte. Maar dis 'n gedeelte, dis 'n boodskap wat gevul is met hoop en met troos en bemoediging. En ek en jy, as kinders van die Here, moet minstens 3 goed uit hierdie gedeelte uitvat. Dis 3 waarhede, dis 3 beloftes, dis woorde van die Here, wat ons in 2026 in kan dra. So die eerste wat die Here sê, ek het julle van julle geboorte af gedra. Vandat julle bestaan het, hou ek julle vas. Tot in julle grysheid sal ek julle dra. In die Nuwe Lewende Vertaling staan daar, ek het julle in julle kleintyd vasgehou, as julle stokoud is, sal ek julle nog steeds dra. So wat weet ons van 2026? Wat weet ons van hierdie volgende 365 dae, van die volgende 12 maande? Wat ek en jy met sekerheid kan weet, die Here gaan jou vashou. Jy gaan leef vanuit die hande van die Here. Die kinders, julle wat kyk, in die vroeë jare was daar 'n baie bekende liedjie, He's got the whole world in his hands. Nou hoor van die kinders ken daai liedjie tot vandag toe nog. Wat ek en jy moet weet is, die Here hou ons vas. Hy dra ons, hy hou ons in sy hand. En dis 'n boodskap wat ons op meer plekke in die Bybel kry. In die Psalms lees ons, dis Psalm 31. Die psalmdigter as mens sê die volgende. Hy sê, my tye is in u hand. So hy sê vir die Here, ek weet my lewe is in u hand. Ons kry dieselfde gedagte in Psalm 63. Daar sê die skrywer, ek bly nog altyd naby u. En dan sê hy, u hand ondersteun my. Ons kry dit ook in Psalm 73. Daar sê die skrywer, tog was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. So dit is die psalmdigters wat sê hulle leef uit die hand van die Here uit. Maar dan kom die Here self, hierso in Jesaja hoofstuk 46, maar ook in Jesaja hoofstuk 41, en hy sê self, ons leef in sy hand. Die Here sê in Jesaja 41 vers 10, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. En dan kry ons ook
hierdie waarheid by Jesus Christus. Dis in Johannes 10 vers 27. Jesus sê, my skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. En dan sê die Here Jesus Christus, die Seun van God vir ons, hy sê, niemand sal hulle uit die hand van die Vader ruk nie. So kom ons gaan hierdie volgende 12 maande met die wete in. Niemand sal ons uit die hande van ons Vader kan ruk nie. As jy swaar kry, weet, die Here sal jou dra. As jy val, weet, die Here is die een wat sy hand uitsteek. Hy strek uit na jou om jou op te tel. As jy gewoon net moeg is, hy is die een wat vir jou nuwe krag sal gee. So wat vat ons uit Jesaja 46? Uit die eerste ding wat ons kan vat is, die Here God is vir jou en ek en jy leef uit die Here se hand uit. Dan die tweede iets wat ons hier in Jesaja 46 leer, is dat daar niemand soos God is nie. As ek dit kan lees, wie kan 'n vergelyking met U deurstaan? Wie kan met God vergelyk word? Wie kan op een lyn met hom gestel word? En julle, nou kan ons die vraag vra, ons kan hierdie vraag vir mekaar vra. Kan ons die Here God met Donald Trump vergelyk? Kan ons hom vergelyk met Putin? Kan ons hom vergelyk met die leier van China? Kan ons hom vergelyk met enige staatsman of Nobelpryswenner? Kan ons hom vergelyk met enige celeb? Kan ons God vergelyk met die grootste besighede van die tyd waarin ons leef? Kan ons God vergelyk met besighede soos Amazon of Google of Alphabet? Kan ons hom vergelyk met Apple of Microsoft? Daar's niemand, daar's niks wat ons met God kan vergelyk nie. En dan op 'n baie persoonlike vlak, as kind van God, wie is 'n beter raadgewer as die Here? Wie is 'n beter mentor? Wie is 'n beter lewensafrigter? In hierdie onsekere tye, in hierdie tye waar baie mense net, hulle is so gewoon nie twyfelagtig, hulle weet nie wat gaan môre gebeur, wat gaan volgende week gebeur nie. In hierdie tye is daar niemand beter om na te luister nie. Daar's niemand beter om te volg nie. Daar's niemand beter om aangehoorsaam te wees nie. Daar is niemand soos God nie. Niemand spreek God se woorde nie. Niemand het God se insig nie. Daar's geen mens wat kan leiding gee soos wat Jesus vir ons, soos vir die Here God vir ons kan leiding gee nie. So daarom kan ons as kerk sonder mure, as vriende van kerk sonder mure, daarom kan ons saam met Paulus amper hierdie loflied sing. Hy sê vir ons in Romeine 8, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? En dan hierdie vraagie, wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. So wat weet ons 2026 wat oor 'n paar minute, oor 'n paar uur aanbreek? Wat weet ons? Ek en jy leef vanuit die hande van God. Hy dra ons, hy hou ons vas. En wat ons ook net opnuut weer moet besef, wat ons moet vat, is daar is niemand soos hierdie God nie. En julle, dan net 'n laaste, 'n slotgedagte uit Jesaja 46 uit. Ek en jy leef in die hande van God. Maar wat hierdie profesie, wat hierdie boek vir ons sê, wat die profeet ook hier vir ons leer, wat die Here sê is, ook die toekoms is in die hande van God. Ek lees weer vir ons, daarvan in vers 10, die Here sê, ek kondig van tevore aan wat later sal kom, lank tevore al, wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat ek besluit het en dit gebeur. Wat ek wil, doen ek. Van die ander Afrikaanse vertaling sê net, ek sal doen wat ek wil doen. So wat moet ons hoor as mans, as vrouens, as kinders? Ons moet weet, 2026 is nie in die hande van mense nie. Dis nie in die hand van die regering van Amerika of die regering van Rusland of in China of in Indië nie. Dis nie in die hand van die Verenigde Nasies nie. Die toekoms is in die hande van God. En hy is vir ons en hy is lief vir ons. Baie van julle ken vir Adrio Kienig, Prof. Adrio Kienig het baie van ons kinders, ons kleinkinders gedoop. Iewers in een van sy boeke skryf hy die volgende. Hy sê, ons bly glo dat God teen alle weerstand in uiteindelik sy doel sal bereik. So ons weet nie wat in 2026 vir ons wag nie. Ons weet ons is in die hande van God. Ons weet daar's geen ander God as God nie. Ons weet die toekoms is ook in sy hand. So ons weet uiteindelik sal God ook sy doel bereik. En daarom, as 'n laaste gedagte,
kan ons ook saam met Paulus sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk. Vir wie? Vir die wat hom liefhet. So Kerk Sonder Mure, mag jy 'n geseënde 2026 hê. Mag jy voel, mag jy ervaar dat jy vanuit die hand van die Here leef. En mag jy opnuut weer besef dat hy die skepper God is, dat hy die almagtig is, dat hy die alomteenwoordig is, dat hy die ene is wat uit niks uit iets kan skep, dat hy die ene is wat uit dood uit lewe kan bring. En mag jy ook weet dat die toekoms in sy hand is. Amen. Ons Here, ons wil hierdie waarheid, hierdie beloftes, hierdie woorde wat U spreek, Here, ons wil dit vat, ons wil dit toeëien. Here, ons wil dit deel maak van ons lewens. U weet, ons is van tyd tot tyd swak. Here, U weet, ons is van tyd tot tyd broos. Here, U weet, ons sukkel soms. Maar Here, U weet ook, ons is baie keer, is ons maar net so geneig om die donker raak te sien. U weet, ons kan partykeer net pessimisties raak en mismoedig. Here, met U Gees, met U lewendmakende Gees, wat in ons is, Here, kom en kom wek 'n stuk hoop in ons. Here, kom bemoedig ons, kom troos ons. Here, mag ons opnuut net weer besef dat U ons dra, dat U ons vashou, dat U die ene is van wie ons in die Ou en die Nuwe Testament lees. Here, help ons om 2026 met die wete in te gaan, dat U elke dag by ons is, dat U ons nooit sal verlaat nie, en dat U ons nooit in die steek sal laat nie. Amen.